Gemeente, vriende. In Handelinge 16 lees ons van Paulus en Silas se tyd in die tronk in Filippi. Hulle is gevange geneem, hulle is van hulle klere gestroop, hulle is aangerand. Hulle word in die diepste sel van die tronk gegooi. Hulle enkels en hulle gewrigte word met kettinge vasgeboei. Maar hulle gee nie moed op nie. Hulle draai nie die rug op die Here nie. Nee, hulle bid tot God. Hulle sing lofliedere tot sy eer. Daar in die duisternis van die sel is hulle die lig vir die wat dit hoor en aanskou. Ek glo baie van hulle medegevangenes is deur die optrede van Paulus en Silas diep getref. Ons lees ook van 'n tronkbewaarder, 'n Romeinse soldaat, 'n vyand van Paulus en Silas, 'n vyand van die vroeë Christelike kerk. Hy hoor ook hierdie lofliedere, hy hoor ook hierdie gebede. En miskien begin hy oor die Christelike geloof dink. En dan vind daar 'n aardbewing plaas. Die selle word oopgeruk, die boeie val van Paulus en Silas se enkels en gewrigte. Maar hulle kies om nie te vlug nie. Wanneer hierdie tronkbewaarder hiervan hoor, storm hy die tronk in, reg om homself dood te maak. Want dit was sy verantwoordelikheid om almal in hulle selle te hou. Maar nog voordat hy homself kan doodmaak, roep Paulus en Silas na hom uit. Vriend, moet jouself nie om die lewe bring nie, ons almal is steeds hier. Hy is so diep getref, nie net deur Paulus en Silas se optrede nie, maar ook deur hierdie magtige ingrepe van God binne hierdie verhaal, dat hy na Paulus en Silas toe gaan met hierdie een sentrale vraag. Wat moet ek doen om gered te word? Waarna Paulus en Silas antwoord: bekeer jouself, glo in Christus en doen wat reg is. Die man kom dan tot bekering. Hy glo dan in Christus as sy Heer en Saligmaker. Hy laat homself en sy familie doop. Hy verbind Paulus en Silas se wonde en hy stel sy huis vir hulle oop. Hy sit vir hulle 'n maaltyd voor. Vriende, dis 'n verhaal van transformasie. 'n Man wat 'n vyand is van Paulus en Silas, word hulle broer in die geloof. 'n Man wat gekant is teen Christus, word deur Christus, deur die werking van die Heilige Gees, ingelyf in die Here se huisgesin hier op aarde. 'n Man wat homself in 'n doodloopstraat bevind het, kry in Christus 'n nuwe lewe. 'n Man wat dalk ander seer gemaak het, ander verwond het, word dan die een wat Paulus en Silas se wonde verbind en versorg. Hierdie man het mense toegesluit in 'n tronk, maar hy word dan die een wat sy eie huis vir hulle oopmaak, hulle verwelkom as gasheer. Die man het homself oopgestel dat die Here hom kon verander en transformeer deur die werking van die Heilige Gees in sy hart. Dis my gebed, vriende, dat ons onsself ook sal oopmaak vir die Here se werking in ons lewe. Kom ons stel onsself bloot aan die Here. Kom ons maak ons verstand en ons harte oop vir die Here, sodat die Here deur sy Gees ook 'n pad in ons harte kan vind, sodat ons ook soos hierdie Romeinse tronkbewaarder getransformeer kan word. Indien hy daarvan in staat is, kan ek en jy ook hierdie pad van verandering, hierdie pad van transformasie loop. Amen.